Ons sien in hierdie stuk dat Jesus praat met ons oor suurdeeg. Suurdeeg. Nou, weet jy hoe werk suurdeeg? Suurdeeg werk deur aanraking, deur invloed wat dit uitoefen op 'n ander stuk deeg. So jy vat 'n stukkie van 'n vorige deeg wat al klaar suur geword het, wat daai suurdeeg ingegaan het, jy vat daai bolletjie, vat dit een kant en dan werk jy dit binne in 'n nuwe stuk vars deeg in. En as gevolg van daai interaksie word daai hele stuk deeg dan suurdeeg. En is 'n paar ure, partykeer 12 ure of so, partykeer vinniger. En dan het die hele deeg word daardeur beïnvloed. So suurdeeg begin dan daai hele deeg beïnvloed. En suurdeeg werk dus deur aanraking of dit werk deur blootstelling. Blootstelling. En daai idee van blootstelling het my hierdie week laat wonder oor hoeveel blootstelling gebeur daar in ons lewens. En ek het 'n paar vrae gaan vra aan verskillende AI chatbots. Okay. Hier is die eerste vraag. Hoeveel tyd spandeer ouers om hulle kinders by sport betrokke te kry? En die antwoord het verskil in verskillende lande, maar dit is ernstig tussen 5 en 10 ure per week. En dit is net vir recreational tipe van sport. As die kind meer professioneel begin betrokke raak, dan gaan dit 20 ure, selfs 30 ure per week. So dis meer as 'n uur per dag vir baie mense. Nog 'n vraag. Hoeveel tyd spandeer mense op YouTube en sosiale media? 'n Antwoord. Volgens die Digital 2024 verslag spandeer mense gemiddeld van 6 ure en 40 minute op die internet, waarvan 2 ure en 23 minute lank op sosiale media is. Jonger mense tussen 18 en 34 spandeer meer as 3 ure per dag op sosiale media, waar ouer mense 50 en op spandeer minder tussen 'n uur en 'n half per dag op sosiale media. Maar ouer mense het weer die geneigtheid om meer nuus te lees en dit gebeur baie keer ook verskillende platforms ensovoorts. En selfs hulle kan partykeer selfs 'n uur of 'n uur en 'n half per dag daagliks nuus lees. Verdere vraag. Hoeveel tyd luister mense na musiek daagliks? Tieners tussen 3 en 4 ure, jong volwassenes tussen 2,5 tot 3,5 ure, ouer mense tussen 'n uur tot 2,5 ure. Alles forme van blootstelling. Laaste vraag. Hoeveel tyd spandeer Christene om hulle Bybel te lees daagliks? Antwoord, jy kan dit nie net sê nie, jy moet Christene gaan klassifiseer. Okay, hier is een antwoord. Highly committed Christians, approximately 15 to 30 minutes daily. Regular churchgoers, about 5 to 15 minutes daily, but not necessarily every day. Average church members, roughly 1 to 5 minutes when they do read. Nominal Christians, very limited Bible reading, less than once a week, usually in a church setting. So lees nie op hulle eie eintlik hulle Bybel ooit nie. Ek het probeer inligting kry oor hoeveel tyd spandeer ouers om hulle kinders die woord te leer en in die Bybel te wees saam met hulle. En AI kon nie vir my 'n lekker antwoord gee nie. Dit is duidelik, dis baie min tyd. Een het gesê, highly committed Christians, dalk 15 tot 30 minute 'n paar keer 'n week. Blootstelling. Suurdeeg. So die vraag is, hoeveel blootstelling, hoeveel suurdeeg is daar in jou lewe, is daar in jou gesin se lewe? Hoeveel ure spandeer jy en julle op elkeen van hierdie afdelings? En ek sê nie daarmee dat hierdie dinge in sigself sleg is nie, ek sê daarmee dat daar is blootstelling wat gebeur. Een of ander vorm van blootstelling. Hoeveel word ons deur hierdie suurdeeg beïnvloed sonder dat ons dit besef? Jy sien die gevaar is dat ons so subtiel beïnvloed word dat ons nie eers weet ons word beïnvloed nie. Dat ons al so verblind is dat ons nie eers meer Jesus se waarskuwing kan hoor nie. Net die gedeelte. En dis wat met die disippels gebeur het.
Jesus waarsku hulle oor suurdeeg, hy waarsku hulle oor geestelike invloede en hulle kan nie eers sy waarskuwing reg hoor nie. Hulle dink hy praat oor kos. Want dit glad nie sy fokus is nie. So ons opskrif vir vandag is 'n groot gevaar, suurdeeg, geestelike verblinding. So kom ons lees ons teks saam, Markus 8 vanaf vers 1 tot 21, so 'n groot gedeelte wat ons hanteer. Sien die dae, toe daar 'n baie groot menigte was, het hulle niks gehad om te eet nie. En hulle niks gehad het om te eet nie, jammer. Het Jesus sy disippels na hom geroep en vir hulle gesê: Ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. En as ek hulle honger huis toe stuur, sal hulle op die pad beswyk, want sommige van hulle kom van ver. En sy disippels antwoord hom: Waarvandaan sal 'n mens hier in die woestyn kan versadig met brood? Toe vra hy hulle: Hoeveel brode het julle? En hulle sê: 7. En hy gee aan die skare bevel om op die grond te gaan sit. Daarop neem hy die 7 brode en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels om dit voor te sit. En hulle sit dit aan die skare voor. Hy het ook 'n paar visse gehad, of hulle het ook 'n paar visse gehad. En nadat hy gedank het, sê hy dat hulle dit ook moet voorsit. En hulle het geëet en versadig geword en die oorskot van die brokstukke opgetel 7 mandjies vol. En die wat geëet het, was omtrent 4000 en hy het hulle weggestuur. Vers 10. En dadelik het hy met sy disippels in die skei geklim en in die streke van Dalmanuta gekom. En die fariseërs het uitgegaan en hom begin rede twis en van hom 'n teken uit die hemel gevra om hom te versoek. Toe sug hy swaar in sy gees en sê: Waarom begeer hierdie geslag 'n teken? Voorwaar ek sê vir julle, aan hierdie geslag sal sekerlik geen teken gegee word nie. En hy het hulle verlaat en weer in die skei geklim en na die oorkant gegaan. En hulle het vergeet om brode saam met hulle te neem. En hulle het net 1 brood by hulle in die skei gehad. En hy het hulle bevel gegee en gesê: Pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. Toe redeneer hulle onder mekaar en sê: Dit is omdat ons geen brood het nie. En Jesus merk dit en sê vir hulle: Waarom redeneer julle dat julle geen brood het nie? Begryp julle nie en verstaan julle nie? Het julle nog jul verharde hart? Het julle oë en sien julle nie? Het julle ore en hoor julle nie? En onthou julle nie toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol brokstukke julle opgetel het nie? Hulle sê vir hom 12. En die 7 vir die 4000? Hoeveel mandjies vol brokstukke het julle toe opgetel? En hulle sê 7. Toe sê hy vir hulle: Hoe verstaan julle dan nie? Hierdie gedeelte is die vulsel gedeelte van een van Markus se toerbroodjies. So die onderste snybroodjie is Jesus wat 'n fisiese doewe persoon genees en daar is spoeg betrokke. Die boonste snybroodjie is Jesus wat fisies 'n blinde persoon genees en daar is weer eens spoeg betrokke en die manier hoe Markus dit skryf maak duidelik hierdie is 1 pakkie, hier is 1 hele broodjie. Hierdie vergelyking. Die vulsel gedeelte, dit wat ons vandag na kyk, gaan oor geestelike doofheid en geestelike blindheid. So hy begin met doofheid, blindheid, in die middel gaan dit oor doofheid en blindheid, maar geestelik. Die punt is, Jesus wat fisiese doofheid en blindheid kan genees, dien hier as 'n bewys dat hy ook die een is wat die oplossing het tot geestelike blindheid en geestelike doofheid. In vers 1 tot 9 sien ons die gevaar om geestelik bysiende te wees, geestelik te vergeet, 'n kort geheue te hê, net nie te kan onthou nie. Kyk nou na vers 1 en sê in die dae. Watter dae? Die dae wat Jesus in Decapolis, in die area van die 10 stede was, so in hierdie regte vorige gebeurtenis. En dit is duidelik uit hierdie stelling en Jesus se beweging hierna dat Jesus is nog aan die ooste kant van die see van Galilea, soos ons hier op die PowerPoint kan sien. So hy het vorige stuk hierdie hele stuk gehad, het interaksie gehad met die heidene, in die heiden areas gegaan, in Tyrus en Sidon gegaan, toe kom hy terug, en toe is hy hier onder
die van julle wat daaronder kan sien, die heel onderste area, hierdie hele gebied is Decapolis. En hy's nou hier ergens te naby aan die see, daar rond. Maar hy's nog steeds in die area van Decapolis. En hierdie is grootendeels 'n heiden gebied. Die 5000 wat gevoed was in Markus 6 was Jode gewees wat daar was. Hier gebeur basies dieselfde gebeurtenis, maar nou is dit heidene wat eet. En hierdie wys weer vir ons dat Jesus se redding het nie net gekom vir die Jode nie, maar dis ook vir die heidene. Die heidene moet ook sien, net soos die Jode dit moes gesien het, dat Jesus is God. Hy's een wat kan skep uit niks uit nie. En hy's die een wat voorsien vir sy mense. So kyk maar weer na vers 1. So in die dae toe daar 'n baie groot menigte was, so daai bone groot menigte was meestal heidene. En hulle niks gehad het om te eet nie. Jesus sy disippels na hom geroep en vir hulle gesê: "Ek voel innig jammer vir die skare. Ek het hierdie gevoel in my selfde woord as Markus 6, splanknon. Kyk daai diep emosionele hierso wat hy en nou dis 'n innige jammerte, dis 'n diep emosionele reaksie wat hy het. Want hy het hulle nood gesien. So hy het hierdie diep emosionele reaksie omdat hy hulle nood gesien het. Maar wat was hulle nood? Kyk na vers 2. So ek voel innig jammer vir die skare om hulle te al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie. En as ek hulle honger huis toe stuur, sal op die pad beswyk, want sommige van hulle kom van ver. So hulle wou so graag by Jesus gewees het, dat hulle daar by hom gebly het vir 3 dae lank. Nie huis toe gegaan het nie, heelmoontlik daar geslaap het in die veld, almal saam gedrom het, maar nou het almal se kos al uitgehardloop. Almal het alles opgeëet. En sommige van hulle kom van ver af. En daai sommige wat van ver af kom, is heelmoontlik nog steeds alles Decapolis. Decapolis is 70 km oos na wes en 90 km noord na suid. Daai area. Dis 'n groot area as jy soveel afstand met jou voete moet aflê. So aangesien hulle al 'n hele ruk van hulle, al 'n hele ruk laas geëet het, weet Jesus dat sommige van hulle, as hulle sou wegstuur en hulle so ver moes stap, sou beswyk, sou flou val, sou slap word, is daai idee van daai woord. So hulle gaan dit nie huis toe maak sonder skade nie, en hy voel hierdie emosie, hy voel hierdie omgee vir hulle, want hy moet aangaan ook met sy bediening. Hy het nog dinge wat hy moet gaan doen, hy moet hulle wegstuur. Hy gee werklik om vir hulle. Maar kyk nou na die disippels se antwoord in vers 4. En sy disippels antwoord hom: "Waarvandaan sal 'n mens hulle hier in die woestyn kan versadig met brood?" In Markus 6 was hulle bekommerd oor die geld. Waar gaan ons genoeg geld kry om vir die ouens brood te koop? Nou is hulle ons weet nie eens waar om enigstens brood te kry in hierdie verlate plek nie, in die woestynagtige gedeelte nie. Maar bedoel, hoe kortsigtig, hoe bysiende, hoe vergeetagtig kan hulle nie wees nie. Onthou hulle nie net 'n paar maande, dalk selfs net 'n paar weke voor hierdie, was daar ook 'n skare wat honger was in 'n verlate plek en Jesus het hulle kos gegee nie. Onthou hulle nie toe waar die kos vandaan gekom het nie. So die ooglopende antwoord op hulle vraag, waarvandaan gaan ons kos kry, is van Jesus af. Daar is hy. Vertrou net op hom. Hy het dit al reeds gedoen. Geestelik is hulle bysiende, geestelik het hulle Alzheimer, hulle kan nie onthou amper nie. Maar is hierdie nie ook waar van ons nie? Gereeld vergeet ons God se wonderlike dade in die verlede wanneer ons skielik in 'n nuwe beproewing inkom. En is asof ons alles vergeet en ons aandag is net hier en ons vergeet wie God is. En ons vergeet wat hy kan doen en wat hy al gedoen het vir ons. Ons is net soos die Israeliete wat in die woestyn is en hulle vergeet van die 10 plaae. En hulle kerm en kla en sê ons het nie water nie. En God gee vir hulle water uit 'n rots uit. En dan kerm en kla hulle sê ons het nie kos nie. En God laat kos uit die hemel neerval, die manna. En dan kerm hulle kla sê ons is verveeld met hierdie kos. Ons soek vleis. Waar gaan ons vleis vandaan kry? En God laat dit amper reën met hierdie kwartels wat inkom, vleis. Meer as wat hulle kan eet. En hou net aan en aan en aan. Maar ons is dieselfde. God bring jou deur een moeilike tyd
Dan wanneer net 'n volgende ongeluk gebeur, finansiële druk kom, siekte kom, wat ook al, dan vergeet ons. Ons vergeet van sy wonderlike dade, ons vergeet van wat hy alreeds vir ons gedoen het. Ons is geestelik baie keer kortsigtig, bysiende. Vers 5. Toe vra hulle, hoeveel brood het julle? Met hierdie vraag is Jesus besig om hulle geheue te prikkel. Dis presies dieselfde vraag wat hy in Markus 6 gevra het. En net daarna het hy die brode vermeerder. En sekerlik was daar van hulle wat so moes gegaan het en gesê het, ek kan dit nie glo nie. Ons het vergeet. Hy het ons laas presies hierdie gevra, nou vra ons weer presies hierdie, hy is besig om ons net te sê, waar dink julle gaan dit vandaan kom? Nie van julle af nie, van my af. Kyk weer na vers 5. Toe vra hulle, hoeveel brode het julle? En hulle sê, 7. Laas keer was dit net 5 gewees. Hierdie keer het Jesus meer om mee te werk, hy het 7. Meer as laas. Kyk na vers 6. En sy gee aan die skare bevel om op die grond te gaan sit. En dit is presies dieselfde woord as in Markus 6, waar dit 'n opdrag is om te kan aansit by 'n feesmaal, aansit by 'n tafel. Dis 'n formele ding hierdie. Dis aansit. En daarom neem hy die 7 brode en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels om dit voor te sit en hulle dit aan die skare voorgesit. Weer doen Jesus wat 'n gasheer gewoonlik gedoen het by 'n ete. Hy het sy mense reg gekry, hy het dan God gedank en hy het dan die kos gesê, dis gereed, hierso is dit. En weer 'n keer, daar's nog niks nie, nê? Die mense moes en die disippels moes gedink het, wat gaan die aan? Hoe gaan hy hierdie doen? En weer 'n keer, net soos met Markus 6, gee dit vir ons hierdie prentjie, dat Jesus het dit afgebreek, en soos wat hy dit afgebreek het, daai uitdeel, dit is die ding wat aanhou, en aanhou, en aanhou. Dit is asof dit in sy hande gebeur, hierdie vermeerdering. So hier word kos geskep, en hier word baie kos geskep. Die disippels moet net vat, en hulle moet dit uitdeel. Kyk na vers 7. Hulle het ook 'n paar visse gehad, en nadat hy gedank het, het hy dit ook, dat hulle dit ook moet voorsit. So hierdie is 'n 2-gang maaltyd, en hierdie is die mense in daai area se hoof kos. Dit is hulle stapel voedsel, brood en vis. En hulle word voorsien daarvan. Vers 8. En hulle het geëet en versadig geword. Hierdie mense was baie honger. Okay? As jy vir 'n paar dae nie geëet het nie, as jy baie honger, en tog het hulle geëet totdat hulle nie meer kon eet nie, totdat hulle versadig was. En dan sê dit, en die oorskot van die brokstukke het hulle opgetel, 7 mandjies vol. Nou in Markus 6 het daar 12 mandjies vol oorgebly. So was die wonderwerk in Markus 6 groter as die wonderwerk hier so Markus 8? Jesus het daarso met 5 brode en het 2 visse, 12 mandjies laat oorbly, en hierso is daar 7 brode en 'n aantal visse, ons weet nie hoeveel nie, en hier is dit net 7 oorgebly. Is die wonderwerk hier kleiner? Nee, dit is glad nie die punt nie, dit is nie fokus nie, en ons is nie besig om appels met appels te vergelyk ook eers nie. Okay? Jy sien in Markus 6 lees al die Engelse vertalings net baskets, mandjies. Maar baie van die Engelse vertalings hier in Markus 8 lees large baskets, groot mandjies. Die rede is 2 verskillende Griekse woorde word gebruik, en ons sien dit ongelukkig nie in een van ons Afrikaanse vertalings, dink ek nie. So daar's 2 verskillende tipe mandjies hier betrokke. Die een in Markus 6 is 'n Joodse woord en 'n Joodse term wat hulle gebruik het, en gewoonlik was dit 'n mandjie wat jy meer persoonlik kon dra, okay? En jy het jou eie kos daaraan gehad, 1 of 2 etes, dalk 10 brode vol. Die Markus 8 ene is 'n heidense term. Dis 'n wat die Grieke gebruik het. Dis dieselfde woord waar Paulus in Handelinge 9 word hy uit die stadsmuur afgesak in 'n mandjie. Dis so 'n mandjie. Dis 'n mandjie wat meer van materiaal gemaak was. Net gras nie. En dit is baie groter gewees oor die algemeen. So dalk vat dit, ek weet nie, 50 brode. So dis moontlik dat die 7 mandjies baie meer gevat het as die 12 mandjies. Die hele punt is, dis nie die punt nie. Die vergelyking tussen die twee is nie die punt nie. Die punt is,
Daar het soveel oorgebly. Jesus het meer as genoeg voorsien. Vir die Jode en ook vir die heidene. En dis die punt. Dat het met al twee groepe gebeur. Nou dat hulle vol is, nou kan Jesus hulle huis toe stuur. En dis presies wat hy doen. Kyk na vers 9. Nie wat geëet het was omtrent 4000 en hy het hulle weggestuur. En hierdie is dan die einde van Jesus se bediening in die heidene area. So hierdie was die gevaar om geestelik bysiende te wees, om geestelik te vergeet. En ons sien dit in die disippels. In vers 10 tot 13 sien ons die gevaar om geestelik blind te wees. So die disippels vergeet gereeld dit wat hulle al gesien het en dit wat Jesus al gedoen het. Maar die geestelike leiers, die Joodse leiers, is geestelik heeltemal blind. Hulle sien niks meer nie. Want, hier is belangrik, hulle kies om blind te bly. Hulle kies om nie te sien nie. Kyk na vers 10. En dadelik het hy met sy disippels in die skei geklim in die streke van Dalmanuta gekom. Markus of Matteus gee 'n ander woord daarso. Nou waar daai is, Dalmanuta is nie 100% seker nie. Selfs Matteus se woord is nie 100% seker waar dit is nie. Maar dit is ernstig aan die weste kant van die see van Galilea. Maar gaan daar, dit is Matteus se naam. En dis heel moontlik hier ernstig in hierdie weste. So hy was hier onder gewees en hulle het oor die see dalk opgegaan en toe oor die see gevaar. En dis aan daai kant. Die punt is, dis 'n Joodse area. Dis terug in die Joodse area. En kyk nou wie kom na Jesus toe, vers 11. Sê die Fariseërs het uitgegaan. Uitgegaan waarvan af? Uitgegaan uit hulle eie huise uit, jomentlik, uit hulle dorpe uit na Jesus toe. Hy was die hele tyd in, nie meer in dorpe nie, publieke areas waar daar baie mense bymekaar kon kom. Maar hoekom kom hulle na Jesus toe? Hoekom gaan hulle uit na hom toe? Kom hulle sodat hulle kan kom glo? Kom hulle soos Jairus wat kom hulp vra het van Jesus vir sy dogtertjie? Nee. Kyk na vers 11. Sien die Fariseërs het uitgegaan en met hom begin rede twis. Hulle kom om met hom te stry. Hulle kom om van hom te verskil. Hulle kom om hom te leer, nog meer as dit om hom te toets. Dis hoekom hulle kom. Kyk na die res van vers 11. Dit sê die Fariseërs het uitgegaan, met hom begin rede twis en van hom 'n teken uit die hemel gevra om hom te versoek, sê die ou vertaling. Maar 2020 sê toets, 83 sê om hom op die proef te stel en ek dink dis bietjie meer die idee. Dis die idee van, jy beheer, jy's die Messias. Ons soek 'n teken. Ons soek 'n teken en nie net enige teken nie, sê dit. Hulle het van hom 'n teken uit die hemel gevra. Hulle soek 'n teken soos wat Elia gemaak het, nê? En uit die hemel het hy vuur laat neerdal en hy sopnat offer het heeltemal verteer geword. Of hulle soek dalk 'n teken soos wat Jesaja gehad met Hiskia en die son wat agteruit gaan het op die trappe. Hulle soek 'n teken uit die hemel. Hulle soek hierdie spesifieke teken want hulle dink Jesus gaan dit nie kan doen nie en dan ondermyn hulle sy bediening en sy karakter. Dis al wat hulle daarvoor is. Hulle vra beslis nie vir 'n teken sodat Jesus dit sal gee en hulle dan sal glo nie. Gee ons 'n teken en dan sal ons beslis glo. Glad nie. Dis nie wat hulle sê nie. So eintlik vra hulle vir teken want hulle is geestelik blind en hulle wil so bly. Jesus het reeds in Markus sien ons hierdie Satan weerstaan, siekes gesond gemaak, lammes laat loop, besetenes bevry, doodes opgewek en die massas gevoed. Daar is alles, nie alles nie, meeste van daai is Ou Testament dinge wat gesê het dat dit saam met die Messias kom. Daar's klaar soveel tekens gewees, maar hulle sien dit nie. Hulle sien dit nie so nie. Hulle is geestelik blind. En dis sal dit nie help om vir hulle net nog tekens te gee nie. Tekens is klaar duidelik. So kyk na Jesus reaksie op hulle versoek. Vers 12. Toe sug hy swaar in sy gees. Sug swaar in sy gees. Ek bedoel daai is 'n diep sug. Dis 'n diep hartseer en teleurgesteldheid. Jesus was hartseer, hy was gebroke
aan hulle gebrek aan geloof en hulle blindheid. Hulle is blind en hulle wil nie sien nie en Jesus getref daardeur. En daarop sê hy, waarom begeer hierdie geslag 'n teken? En die geslag kan wees net die geestelike leiers, dit kan dalk weier gaan na Israel toe. Begeer julle sodat julle kan glo? Natuurlik nie. Al die tekens was al reeds daar gewees. So Jesus in die parallelle gedeelte in Matteus 16 vir hulle sê, vers 2 en 3. Maar hy antwoord en sê vir hulle, in die aand sien julle mooi weer, want die lig is rooi. En in die môre storm weer vandag, want die lig is donkerrooi. Geveinstes, julle weet wel om die voorkoms van die lig te onderskei en julle kan nie die tekens van die tye onderskei nie. Hoe julle kan die tekens sien van hoe die weer gaan lyk, maar al die tekens wat ek vir julle gewys het, ons sien niks nie. Die tekens dat hy die Messias was duidelik, maar hulle wil nie en hulle kan nie sien nie. En daarom gaan Jesus verder. Hy sê voorwaar, hy sê in die Grieks, amen. Ek sê vir julle, aan hierdie geslag sal sekerlik geen teken gegee word nie. En Jesus se woorde in die Grieks is nog sterker. Dit is die eerste helfte van 'n Hebreëse idioom waarmee jy jouself onder vervloeking kan plaas. So luister hierna. Dis die idee is soos volg. Weet as ek hierdie ding sou doen of as ek hierdie ding nie sou doen nie, dan kan ek maar doodgaan. Dan kan weerlig maar uit die hemel kom en my kom doodslaan. Dis die idee. Maar Jesus sê net die eerste gedeelte. So Jesus weier op die sterkste moontlike manier om vir hulle teken te gee. Maar in Markus sien ons dat Jesus laat een uitsondering toe. Nie Markus nie, maar in Matteus 16 vers 4, se tweede gedeelte, sê Jesus, en geen teken sal aan hom hierdie geslag gegee word nie, behalwe die teken van Jona, die profeet. Nou die teken van Jona weet ons is die opstanding van Jesus Christus, sy dood en opstanding. Dit is die finale en die grootste teken. En onthou tydig die kruisiging, het die son donker geword vir 3 ure lank. Daar was 'n teken uit die hemel uit. Daar het dit ook gedoen. So wat Jesus hier in Markus sê, is hy sal nooit ooit 'n teken gee net omdat hulle vra vir 'n teken nie. En hulle wil dit nie sien nie. Hulle wil hom net toets. Nee, hy is gehoorsaam aan die Vader en die grootste, die omvattendste teken wat God gaan gee, is die kruisdood en die opstanding. Die opstanding is die teken, die bewys dat Jesus die Messias, die redder en die heerser van hierdie wêreld is. Het hulle die kruisiging en die opstanding gesien as hierdie teken? Nee. Hulle het gekies om die wagte om te koop, om 'n storie te begin vertel, dat sy disippels gekom het en sy liggaam gesteel het. Maak nie saak as God die grootste teken gee nie. Hulle sien nie. Maar hoe? Hoe het hulle so blind geraak? Hoe het hulle so blind geraak? En hier is belangrik. En kinders, julle moet ook luister nou. Hulle het gekies om elke stukkie openbaring nie te glo nie. Op die lig wat hulle gegee was, het hulle gereageer, nee, ek wil nie, ek wil dit nie sien nie, ek wil dit nie glo nie. So is hulle harte verhard en hulle oë het heeltemal blind geword. So daar's heeltyd lig, daar's openbaring. Ek soek dit nie, ek wil dit nie hê nie, ek verhard myself teen dit. En so word hulle blind. Kyk nou na Jesus se laaste reaksie op hulle blindheid, in vers 13. En hy het hulle verlaat en weer in die skei geklim en na die oorkant gegaan. Jesus los hulle daar in hulle blindheid. Hy los hulle in hulle donker wat hulle verkies. En die woord hierso vir verlaat is 'n sterk woord. Dis 'n woord wat op baie ander plekke gebruik word vir egskeiding. So hierdie verlaat is 'n finale verlaat. Hy skei homself van hulle af. En hierdie is die einde dan van Markus se eerste toneel ook.
Okay, Markus het 3 groot tonele waarin hy sy storie vertel. Die eerste ene is Jesus se publieke bediening in Galilea. En nou gaan Jesus, die volgende stuk is Jesus se privaat bediening met sy disippels op pad na Jerusalem. So van hier af sien ons Jesus amper glad nie meer in die publiek in Galilea nie. Die fokus in die tweede gedeelte is hy wat op sy disippels fokus om hulle te leer. En Jesus draai dus amper finaal sy rug op hulle hierso. Hulle is blind en hulle wil blind bly en daarom onttrek Jesus sy lig van hulle. Ons ken Johannes 3 vers 16 so goed. Weet hier in die liefde van God, dat hy so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Maar kyk wat sê net 3 verse later. Johannes 3 vers 19. En dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het en die mense die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Die gevaar hier is dat ons die lig wat ons sien, ons kies om nie dan na die lig te kom nie en nie te glo nie, maar eerder blind te bly. Ons wat hoor oor Jesus en ons glo nie werklik hom nie, ons kom nie in bekering in geloof nie, ons word so geestelik blind sodat ons later dan amper nie eers meer die evangelie kan hoor en sien nie. En kinders, hierdie is 'n werklike gevaar vir julle kinders. So luister mooi na my. Jy het al gehoor wat Jesus gedoen het. Jy het al gehoor hy het sonder sonde gelewe en hy's God en hy's mens. Jy het al gehoor hy het op die kruis gesterf vir jou sondes. Jy het al gehoor dat jy maar hom toe moet gaan en in geloof dit moet vat. Dan moet jy wegdraai, nie aanhou leef vir afgode en ander dinge nie. Maar jy vertrou in hom te plaas. Gehoor om dan aan te gaan, volhard, om vir hom te leef. Maar as jy dit nie doen nie, as jy nie reageer daarop nie, as jy aanhou dit nie doen nie, dan begin jy geestelik blind raak. Dan begin jy geestelik doof raak. Dan is dit nie meer vir jou ongelooflik mooi en aangrypend en wonderlik wat Jesus gedoen het nie. Dan is dit net oom Frank, oom Andrei, oom Ben, my pa, my ma praat alweer oor Jesus. En ek wens, hulle wil net ophou om oor hom te praat. En so groei daar geestelik katarakke oor jou oë. So kinders, weet julle wat 'n katarak is? OK. Dink min van julle gaan weet wat 'n katarak is. Daar's 'n katarak. OK. Regter oog is nog 'n normale oog. Linker oog dof geword. Dit is 'n oogkondisie wat heelwat ouer mense het 'n katarak. En stadig maar seker raak jou ooglens dof en wit en jy kan minder en minder sien. En kinders, elke keer wat jy van Jesus hoor en jy kom nie na hom toe nie, jy kom nie in geloof nie, dan raak daai geestelike oogies van jou ook dowwer. Wanneer jy hoor en jy verstaan wie Jesus is en dat jy 'n sondaar is en dat jy gered moet word en dat jy hom toe moet gaan in geloof en vertroue en God moet vra om jou te red en jou te vergewe en jy doen dit nie, dan is hierdie geleidelik besig om te gebeur. So moenie toelaat dat geestelike katarakte oor jou oë groei nie. Luister na Jesaja 55 vers 6. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. So kom nou, kom vandag. Moenie blind raak nie. Moenie blind bly nie. So ons gesien die gevaar om geestelik bysiene te wees. Ons gesien die gevaar om geestelik blind te wees. En nou in ons laaste gedeelte en hierdie als het eintlik opgebou na hierdie toe. Na hierdie interaksie tussen Jesus en die disippels. Dis waaroor al hierdie gaan. Dis 'n prentjie wat alles opbou na hierdie toe. En die hele toebroodjie, hier's die fokus. Die gevaar om geestelik verblind te word. Geestelik verblind te word. Jesus en sy disippels is weer in die boot. Hulle is weer op die see van Galilea. Hulle is weer op pad aan die kant toe weer. Noord toe, moontlik. Vers 14. En hulle, dis die disippels, het vergeet om brode saam te neem
en het net een brood by hulle in die skei gehad. So weer is daar 'n gebrek aan kos, maar dit behoort nie probleem te wees nie. Die broodvermeerderaar saam met hulle in die skei. Hy's daar. En kyk nou na vers 15 en hierdie is so belangrik hierdie woorde van Jesus. En hy het hulle beveel en gesê: "Pas op. Wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes." En daai woord, daar sê hy, en hy het hulle beveel, kan ook vertaal word uit instruksies of uit opdragte vir hulle gegee. Hy's besig om hierdie baie belangrike instruksies, opdragte vir hulle te gee, wat hulle moet uitvoer. En die Grieks gee die idee van, hierdie het nie net nou begin nie, hierdie was al aan die gang gewees vir die hele klank. Hierdie is net een keer wat Jesus gesê het nie, hy het dit oor en oor vir hulle gesê. En kyk nou na sy woord, hy sê, pas op, wees op julle hoede. En die kern van elkeen van hierdie woorde het te doen met sig, met visie. So om iets raak te sien is gevaarlik en versigtig daarvoor te wees. So Jesus is by hom te sê, kyk, sien, gee aandag. Moenie uitgevang word hier nie. So waarvoor moes hulle oppas? Waarvoor moes hulle op hulle hoede wees? Vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. En Jesus is natuurlik nie besig om te praat van fisiese suurdeeg nie. Hy is nie besig om daai woord so te gebruik nie. Hy is besig om te sê, "Hey, kyk uit vir daai ou, maak sy brood op 'n spesifieke manier." Wees versigtig daai brood. Nee, hy bedoel, wees versigtig vir die invloed van die Fariseërs en die invloed van Herodes. Maar wat is die suurdeeg? Wat is die invloed van die Fariseërs? Wat is die invloed van Herodes wat Jesus hieraan dink? Wat hy gedagte het? Wel weer help een van die parallelle gedeeltes ons. Lukas 12 vers 1 sê Jesus: "Pas veral op vir die suurdeeg van die Fariseërs. Dit is gefeinsdheid, dit is skynheiligheid." So deel van die suurdeeg van die Fariseërs is hulle skynheiligheid, hulle skynheilige lewe, dat hulle sê een ding, maar hulle leef iets anders. Maar dis nie alwaar Jesus gedink het nie. In Matteus se gedeelte 16 vers 12 is dit duidelik dat die suurdeeg van die Fariseërs verwys na hulle leer, na hulle lering. So suurdeeg hierso verwys ook na die lering, die teologie van die Fariseërs. So suurdeeg verwys na die lering en die lewe van die Fariseërs. Maar in die konteks is dit ook duidelik dat dit verwys na hulle blindheid, hulle gebrek aan geloof, dat hulle nie wil glo nie. So Jesus is besig om te sê, wees versigtig vir die lewe, die lering en die blindheid van die Fariseërs, die ongeloof van hulle. En ook, wees versigtig vir die lewe, die lering en die blindheid van Herodes. En is baie interessant dat Jesus hier, en dis net Markus wat hierdie insit, van Herodes ook praat. Onthou julle wat ons in Markus 6 gesien het oor Herodes? Hy het geglo Johannes is 'n man van God af. Hy het amper tot geloof gekom deur Johannes, maar die koste van disippelskap was te hoog. Hy wou nie kom nie, want hy het ander afgode gehad. Geld, gewildheid en vrouens was sy afgode wat hy nie wou opgee nie. Herodes en sy volgelinge het geleef vir mag, eer en geld. So die suurdeeg van Herodes was om vir geld en vir aansien te leef. Dit is basies om vir wêreldse goed te leef. Dit is om 'n fokus te hê op die hier en nou ten koste van ewigheid. Dis die suurdeeg van Herodes. Dis presies die prentjie wat ons van hom gesien het 2 hoofstukke voor hierdie. So wat sê Jesus hierso? Hy sê wees versigtig vir valslering. Veral om wetties te raak, om te dink godsdiens gaan primêr oor moeds en moenies, om te dink ek kan God gelukkig maak deur my lyste van moeds en moenies. En hierdie raak altyd dan op die ou en is skynheilig. Vir mense doen ek al hierdie dinge binnekamer in my hart, is dit daar nie.
Wees op die uitkyk, moenie beïnvloed word deur eksterne, skynheilige godsdiens nie. Dis die een kant. Maar aan die ander kant, sien die gevare raak, wees versigtig vir blootstelling aan die wêreldse denke en wêreldse leefwyses. Herodes se kant, waar ons fokus op die hier en nou en geld en aansien in plaas van ewigheid en goddelikheid. Daarvoor moet ons versigtig wees. En kyk nou na vers 16 om te sien of die disippels Jesus se waarskuwing ernstig opneem. Kyk na vers 16. Toe redeneer hulle onder mekaar en sê, dit is omdat ons geen brode het nie. Maar wat? Hulle dink aan middagete, kos. Hulle moes eerder begin vra het. Hulle moes gesê het, Jesus, hierdie klink ernstig. Wat presies is alles suurdeeg? Hoe kan ek dit identifiseer? Hoe kan ek weet, dit het my al reeds beïnvloed? Wat kan ek in plek sit om te keer dat ek nie blootgestel word aan dit nie? Maar ons tientalle goeie vrae wat hulle kon gevra het. Maar hulle dink aan kos. Hoe mis hulle hierdie? Hoekom mis hulle hierdie? Weet julle hoekom mis hulle hierdie? Want hulle is reeds beïnvloed deur die suurdeeg. Die blindheid van die Fariseërs is reeds hulle al aangetas. Die suurdeeg is reeds in hulle. En daarom kan hulle dit nie sien nie. Jesus praat van geestelike gevare en hulle dink aan fisiese kos. En mense, hierdie is 'n groot gevaar vir ons. Ons kan so gefokus wees op die hier en die nou, dat ons totaal en al blind is vir geestelike gevare om ons en in ons lewens. Ons kan so, weet, en hulle is besorg oor kos hierso, mense kan dit net nie glo nie. Maar Jesus is besorg oor hulle geestelike toestand, hulle geloof, hulle harte, en hulle dink aan kos. En Jesus help hulle om hierdie te begin raak sien. Te begin sien waarop moet hulle fokus, deur 'n hele lys van vrae aan hulle te vra. En deur hierdie vrae beweeg hulle. Kyk na vers 17. En Jesus merk dit en sê vir hulle, waarom redeneer julle dat julle geen brood het nie? Hoekom is julle besorg oor brood? Ek het die brode net nou die dag vermeerder. Hoekom fokus julle hierop? Hier is baie belangriker dinge op die spel as kos. Begryp julle nie? Verstaan julle nie, sê hy? Het julle nog julle verharde harte? Vroeër in Markus, het dit na die eerste vermeerdering gesê, toe hulle op die see is, hulle harte was nog verhard en daarom het hulle nog nie geleer uit die vermeerdering van die brode nie. Nou het hulle tweede keer gebeur. Nog steeds het hulle nie geleer nie. Is julle steeds gevul met ongeloof? Harde, ongelowige harte. Dis waaroor julle moet bekommerd wees. Kyk na vers 18. Het julle oë en sien julle nie? Geestelik blind. Het julle ore en hoor julle nie? Geestelik doof. Hierdie is waaroor julle moet besorg wees. Moenie besorg wees oor kos nie, die hier en die nou nie. Wees besorg oor jou geestelike toestand. Ouers, is jy meer besorg oor jou kind se punte en simbole as oor hulle harte? Is jy meer besorg oor hulle sport en hulle prestasie as hulle geestelike blindheid en hulle geestelike doofheid? Is jy meer besorg oor hulle toekoms as oor hulle ewige toekoms? Ek het hierdie week gehoor van 'n man wat met sy gesin geïmmigreer het na Ierland omdat sy kinders negatief beïnvloed was deur raskwotas. Hulle kon in sekere sport nie posisies kry nie. Gaan hy Ierland toe. Nou sit sy kinders in 'n klas waar hulle geforseer word om 'n maat in hulle klas te sien en te erken as 'n eekhoring, omdat die maat identifiseer as 'n eekhoring. En die man het aan iemand bely, hy was dwaas. Hy het nie gesien nie. Hy het nie gedink aan die werklike gevare nie. Pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. En moenie vir een oomblik dink, ek sê die oplossing is ons moet onsself heeltemal onttrek van die wêreld nie. Dan val ons in die suurdeeg van die Fariseërs in. Want ons het een kant van die waarskuwing op gereageer.
Ons moet vir albei van hierdie twee kante op hier wees. Ons moet waaksaam wees, ons moet geestelike insig hê. En ons kan nie hierdie waarskuwings hoor en net dink aan kos nie. So wat moet ons dan doen? Want ons moet ons geestelike oë oefen. Ons moet ons geestelike ore oop hou. Ons moet die bril van God se woord aansit, sodat ons reg kan sien en reg kan evalueer. Waar is daar suurdeeg? Besig om my te beïnvloed? Waar is die gevare? Ons moet die wapenrusting van God aanhou aantrek. Ons moet die goeie suurdeeg van die woord in ons sit en daardeur beïnvloed word. Ons moet onsself dus baie meer blootstelling aan die waarheid, die woord, gesonde teologie. En hier is Jesus se punt, ons moet onsself herinner aan wat God vir ons kan doen en gedoen het. Kyk na vers 19 en vers 20. Jesus sê, en onthou julle, toe ek die 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol brokstukke het julle opgetel? En hulle sê vir hom, 12. So hulle onthou, hulle kan selfs die detail onthou, fisies, maar geestelik is hulle kortsigtig gewees. Vers 20. En die 7 vir 4000, hoeveel mandjies? En Jesus gebruik ook die 2 verskillende woorde vir mandjies. Hoeveel groot mandjies vol brokstukke het julle opgetel? En hulle sê 7. So wat doen Jesus hier? Wat is hy besig om te doen? Hy help hulle om te onthou, hy kan voorsien. Hy help hulle om te weet, hulle hoef nie besorg te wees oor brood nie. As hy met 5 brode 5000 kon voed en had baie oorgebly, en as hy met 7 brode 4000 kon voed en had baie oorgebly, dan kan hy met 1 brood 13 van hulle maklik voed. So moenie besorg wees oor brood nie. Wees getrou en vertrou in my. Wees eerder besorg oor jou geestelike toestand. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kyk na vers 21. Toe sê hy vir hulle, hoe verstaan julle dan nie? En die 83 vertaling lig iets hierso uit, en in vers 17 uit, wat die ou vertaling nie hier het nie, maar wel in vers 17 het. En is die woord nog. So, kyk na vers 17 weer. Sê, en hulle het julle nog julle verharde harte. En die vers 21 in die 83 vertaling sê, verstaan julle dan nog nie? En daar's hoop. Daar's hoop in daai woorde nog nie. Die implikasie is dat hulle dalk in die toekoms nie meer harde harte gaan hê nie, dat hulle in die toekoms dalk gaan kan verstaan en geestelike insig het. En Jesus, die een wat fisiese ore en fisiese oë oopmaak, is die een wat hulle geestelike oë en hulle geestelike ore kan oopmaak. En dis waartoe die hele volgende afdeling van Markus gaan. Hy spandeer tyd met hulle en begin verstaan, en Petrus sê, ons weet, U is die Messias. En dan begin Jesus praat oor sy kruis, ons, nee, dit mag nooit gebeur nie. Ja, laat ek jou net nog 'n bietjie meer leer en jou help sien, en so gaan Jesus verder met hulle. Hy sê wat hulle kan help hierso. So in die volgende toneel van Markus fokus hy op hulle en op hulle te leer en hulle te help om meer te sien en meer te hoor en te verstaan. Toepassing. So nou moet ons dink aan toepassing. Eerstens moet ons werk daaraan om te onthou. Ons moet werk daaraan om te onthou. Soveel keer kan 'n beproewing wat ons nou deurgaan makliker gemaak word as ons net sal onthou. Ons moet onthou wie God is en ons moet onthou wat hy al gedoen het. In die verlede en in ons lewens. So die vraag is, onthou jy of vergeet jy? Onthou jy jou redding? Onthou jy hoe God op jou voorsien het? Onthou jy hoe God jou alreeds gedra het? En die ouer die mense hierso het meer hulp. Daar's soveel meer wat al gebeur het en hoeveel kere hy julle al gedra het, maar jy is ook in 'n groter gevaar om te vergeet. So sit vir jou 'n Ebenezer op. 1 Samuel 7 vers 12, gaan lees dit oor wat is Ebenezer. Okay? Iets wat jou kan help om te onthou.
So sit goed in jou lewe wat jou gaan help om te onthou wat God al vir jou gedoen het. Begin 'n joernaal te skryf, teken jou gebedsversoeke aan en merk dies wat God al geantwoord het met 'n regpaartjie of iets. Sodat jy sal onthou. So doen wat jy kan om te onthou wie God is en wat hy al vir jou gedoen het. En help jou kinders ook om te onthou. Verder, volgende stuk van die toepassing, moet ons evalueer, waar is daar suurdeeg in ons lewens wat ons kies om daar te hê? Okay, ons is in hierdie wêreld, ons gaan blootgestel word aan hierdie wêreld, maar daar's plekke waar ons kies om onsself daar te sit. Is jy besig om toe te laat dat die wêreld jou denke, begeertes, gedagtes infiltreer deur blootstelling wat jy kies? Flieks, games, YouTube, sosiale media, vriende ensovoorts. Is jy besig om blootgestel te word aan valslering dalk ergens? Veral hierdie wetties gedrewe geloof, wettisisme, eksterne godsdiens, is dit besig om en jy hou aan dit fokus en jouself blootstel daaraan? Hoeveel tyd en aandag spandeer jy aan kos, besittings, eiendom, geld teenoor geestelike kos, jou geestelike eiendom? Was jou tyd daar? Jou Bybel. Waar is jou denke? Is jy so gefokus op die hier en nou, die brood, dat jy nie geestelike insig het nie? Dat jy kwesbaar is geestelik? Dat jy geestelik verblind is? So is jy besig om daagliks die geestelike wapenrusting aan te trek? Of is jy besig om op geld vir jouself net bymekaar te maak en daarop te fokus vir jou toekoms? Die vraag is, jou geestelike bankbalans sterker as jou fisiese bankbalans? So as daar 'n geestelike aanslag kom teen jou, gaan jy dit makliker kan weerstaan as wat daar finansiële iets gebeur met jou. Hier het ek al die beskerming in plek. Niks. Kan jy daai geestelike aanslag te verstaan? Ons moet Jesus se woorde hierso ernstig opneem. Pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die suurdeeg van Herodes. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons loof en ons prys U vir hierdie gedeelte en vir Markus en hoe U deur die Gees hierdie geïnspireer het. Hierdie wonderlike manier hoe U woord geskryf is en dat ons daaruit kan leer. Here, help ons dat ons nie aan die een kant sal skynheilig raak en allerlei moeds en moenies in plek sit en dan raak ons godsdiens net ekstern en is nie in ons harte nie. Here, help ons ook aan die ander kant dat ons nie net sal onsself blootstel en niks strukture vir onsself en niks beskerming in plek sit nie, Here. Sodat ons so verblind word dat ons nie eens die gevare meer sien nie. Ons dink dit is alles net okay. Here, gee vir ons wysheid, help ons om in U woord te wees, help ons om 'n pad met mekaar te stap, mekaar te help in hierdie, Here. Mekaar te ondersteun, mekaar op te tel daar waar een geval het en gestruikel het, Here, en hulle weet te restoreer tot funksie en tot doel, te dien in die gemeente, Here. Ons is dankbaar dat ons nie hierdie apart hoef, alleen hoef te doen nie, maar dat ons dit kan doen as deel van die gemeente, dat ons kan doen baie van ons as deel van 'n gesin, as 'n familie ook, Here. Help ons, Here, dat ons sal seker maak, ons onthou dit wat U gedoen het. En ons is geestelik ingestel, geestelik gefokus, Here. En dat ons nie sal toelaat dat daar katarakte oor ons oë sal groei nie, Here. Ons is afhanklik van U om hierdie in ons te doen. Ons is afhanklik van U woord, ons is afhanklik van die Gees, en ons is afhanklik van mekaar, Here. En help ons dat ons U sal gebruik in al die dinge wat U vir ons gee, om te volhard, versigtig te wees, raak te sien, en vir U meer te leef, Here. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Redder Jesus. Amen.